As jou mond 'n saadstrooier was, wat het jy vanoggend gesaai? Lewe of dood? Die Bybel sê duidelik, dood en lewe is in die mag van die tong. So, plaasboer, vandag plant ons met ons woorde en ons gaan regtig oes wat ons sê. Vandag praat ek oor die mag van jou tong. Want plaasboer, jou mond plant saad. Wat uit jou mond uitkom, maak spore op jou plaas, in jou huis, in jou verhoudings en op jou liggaam en natuurlik hier in jou hart. Die skrif sê in Spreuke 18 vers 21, dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Ek wil hê jy moet oplet, dit sê eet en nie pluk nie, want daar is 'n verskil tussen pluk en eet. Die Bybel bedoel regtig wat dit sê. In 2 Korintiërs 1 vers 13 lees ons, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. Dit beteken ons kan lees soos wat daar staan en ons kan dit verstaan soos wat daar staan. Ons hoef nie te wonder of te sê wat 'n interpretasie is reg nie. Nee, ons kan dit lees soos wat daar staan, ons kan dit verstaan soos wat daar staan. Jesus waarsku ons in Matteus 22 vers 29. Julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. My vriend, dwaal jy omdat jy die skrifte nie ken nie? Ken jy die krag van God in jou boerdery? Ken jy die krag van God in jou huwelik? Ken jy die krag van God in jou finansies? Kom ons kyk bietjie, wat sê die skrif oor die mag van die tong? Kom ons begin sommer by die begin, in Genesis 1, vers 1 tot 31. Daar staan, sommer oor en oor, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Ons lees verder, en God het gesê, en God het gesê, en God het gesê. God se woord dra krag. As hy vandag sou sê gras is pink, dan verander gras vandag net so na pink. God dra hierdie skepingskrag wat hy het in sy woord, draai ook oor na ons toe, wat geskape is volgens sy beeld. En in Genesis 2 vers 19 tot 20 lees ons, en die Here God het die diere van die veld en die voëls van die hemel na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En soos die mens hulle genoem het, so moes hulle naam wees. Ons weet vandag dat baie Bybelse name of meeste Bybelse name baie te doen het met daai persoon se karakter. Nou, toe Adam sê leeu, toe kry die leeu sy karakter, sy geaardheid van die leeu. Net so dra ons woorde vandag nog ook krag. Wat jy spreek, vorm. Jy sien, woorde raam jou wêreld. Nogtans gebruik ons so baie woorde wat afbreek, ongelukkig. Net verlede week ry ek in die Karoo by 'n plaashek uit, en toe ek by die hek toe kom die buurman by sy hek langs aan uitgery. En ons groet mekaar en ons begin gesels. En een van die eerste goed wat hy vir my sê is, ja, die plaas is ook een van die daardie bank se plaas. Ek sê toe, oom, as dit is wat ons spreek, dan gaan dit so wees. Ons moet dit breek in die naam van Jesus Christus en begin lewe spreek. En dit het my daar laat besef om hierdie video te maak, want ons dwaal omdat ons die skrifte nie ken nie, en ons sê daagliks goed wat ons natuurlik nie moet nie. En ons is gou om af te breek met woorde. Selfs al dink ons dis net 'n grappie. Jou woord bly, daai woord wat uitkom, bly daai woord, al is dit 'n grappie. Maar Jesus wys vir ons die gewig van woorde in die verhaal van die vyeboom. In Markus 11 vers 13 tot 14 lees ons, en toe hy op 'n afstand
'n vyeboom met blare sien, het hy daarin gegaan in die hoop om iets daarin te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor. 'n Paar verse later, in vers 20, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. Petrus sê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. 'n Negatiewe woord is 'n vloek. Daarom breek ek wat mense wetend of onwetend oor my uitspreek, oor my gesin uitspreek, of oor my grond uitspreek, in jou geval plaasboer, oor jou plaas uitspreek. Dit is wat ons elke dag moet doen. Ek het 'n dogtertjie. Toe sy 2 word, het mense gesê, nou is dit die terrible twos. En elke keer het ek dit gebreek in die naam van Jesus Christus. En lewe gespreek. En sy is nou 2 jaar en 7 maande. En is die wonderlikste tyd. Daar is absoluut niks terrible daaraan nie. 'n Kort illustrasie. Die reis-eksperiment. 2 flesse gaar rys. Oor die een spreek jy dank en seën, en oor die ander ene haat en vloek. En na 'n paar weke lyk hulle verskillend. En die punt, jou huis en plaas voel jou woorde. En ons moet 'n kultuur skep van seën. Kom ons kyk na die illustrasie. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, thank you to one beaker. You're an idiot to the second. And the third one, he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Ons het honderde getuienisse oor die mag van die tong. Baie boere noem hulle onbesproeide land 'n droë land. En so spreek jy droogte uit elke keer as jy van daai stuk grond praat. En ons sê, jy moet dit breek in die naam van Jesus Christus. Noem dit 'n onbesproeide land en kyk wat God doen. Ons het getuienisse van boere wat net vloeke oor hulle grond gebreek het en toe rekordoeste gesien het. Selfs in my eie groentetuin het ek baie wonderwerke gesien. Reuse skorsies soos wat jy nog nooit in jou lewe gesien het nie. Groot eiers, alles net te danke aan Jesus Christus. Nou wil ek jou uitdaag. Verban frase soos hier werk niks. Ek kan nie. Dit gaan nie reën nie. En verander negatiewe plaasname soos braklaagte, verneerpan, moegeploeg, brandarm, armoed, vrek gesukkel, droog water, en dan seën jy jou landerye en jou vee en jou span en jou bure by die naam. En stop en hou op vloek en skinder vandag nog. Efesiërs 4 vers 29 is baie duidelik hieroor. Dank God daagliks vir 3 dinge op die plaas. Herstel waar jou woorde seer gemaak het en gaan getuig dan wat die Here verander het. Boer jou mond is 'n saadstrooier. Plant lewe en jy sal lewe oes. Die Here sien jou, jou gesin en jou grond. Gaan spreek seën en kyk wat God doen. Ek reis deur die hele land en as jy wil hê ek moet op jou plaas kom bid, is jy welkom om my te kontak. Kom ons bid saam. In die magtige naam van Jesus bid ons vandag. Here, U is my herder. Niks sal my ontbreek nie. My hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Gee my vandag wysheid vir elke besluit, want U woord sê, as iemand van julle wysheid kort kom, laat hy dit dan van God bid.
Ek vertrou op U, Here, met my hele hart. In al my weë ken ek U, en U maak my paaie gelyk. Bevestig die werk van my hande oor my, Here. Ja, bevestig U dit. Help my dat daar geen vuil woord uit my mond uitgaan nie, maar net wat stig. Dood en lewe is in die mag van die tong. Laat my lewe spreek. Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Vader, U woord sê, U sal U goeie skatkamer die hemel oopmaak om die reën van my land op die regte tyd te gee. Vandag vra ek vir reën in die tyd van die laatreën. Gee reënbuie en gras op die veld. Seën die vrug van my land, die aantal van my beeste en my kleinvee. Help my om noukeurig ag te gee op my troppe en my vee te bestuur met insig. Wees 'n skans vir my huis en my mense. U is my toevlug en my bergvesting. Geen onheil sal ons tref nie, want U gee U engele bevel aangaande ons, om ons te bewaar op al ons weë. Vul ons plaas met vrede. Laat U vrede ons harte en ons sinne bewaar in Jesus Christus naam. Leer my om my woord te hou. Wat oor my lippe gaan, sal ek hou en doen. Breek trots en bitterheid uit my hart, Here. Laat 'n ander my prys en nie my eie mond nie. Laat eenheid en seën in my span woon, want daar gebied die Here die seën. En Here, so sal U woord wees wat uit U mond uitgaan. Dit sal nie leeg na U terugkeer nie, maar doen wat U behaag. Laat U woord in my mond en in my kinders en in my kindskinders bly. Ons verklaar U is getrou. U sien my gesin en my grond. In Jesus naam. Amen. En vandag wil ek graag 'n spesiale dankie sê aan Solve Edge Solutions vir die gebruik van hulle podcast ateljee hier in George. Dankie dat julle hierdie ruimte gebruik om God se woord oor die land te laat uitgaan. Aan elke luisteraar en kyker mag die Here jou seën en beskerm en jou mond vul met lewe. Tot die volgende keer, gaan praat seën en kyk wat God doen in jou lewe, in jou besigheid, in jou huwelik. Maar gaan doen dit net in Jesus naam.